een van die grootste naweke op ons Christelike kalender, waar ons vandag stil staan by Goeie Vrydag, by die kruisiging van Jesus, en Sondag saam die opstanding van Jesus gaan vier. En hierdie naweek werk ons met hierdie tema by sy voete. En ons gaan vandag saam met mense wat daar ook in die Nuwe Testament by Jesus se voete stilgestaan by die kruis, stil staan. En kyk, wat is die betekenis daarvan ook vir ons? Ons gaan onder andere vandag stil staan by 'n ma wie se hart verskeur was. 'n soldaat wat oorgegee het. En ook by 'n onskuldige bystander. En ek wil jou nooi ook vanoggend om jou hart oop te maak, want jy en ek kom ook vanoggend en ons kom sit en staan ook by sy voete. Kom ons sluit ons oë, dan gaan ek vir ons saam bid. Here, hierdie is vir ons 'n groot naweek en 'n groot dag. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons gesterf het en dat U opgestaan het. En vandag op Goeie Vrydag staan ons stil by die kruis. Staan ons by U voete saam met ander. Dankie dat U ook vandag 'n groot werk in elkeen van ons hart en lewens kom doen. Ons bid dit in U naam. Amen. By sy voete waar pyn en liefde ontmoet, Simon buk onder 'n kruis wat nie syne was nie. 'n las op sy skouers, maar 'n lig in sy hart het begin brand. Hy het gekom as 'n toeskouer en vertrek as 'n draer van 'n God se genade. By sy voete waar 'n moeder haar seun verloor, staan Maria stil, geen woord, net trane. Sy het hom aan die wêreld gegee en nou gee hy homself vir die wêreld. 'n swaard deurboor haar siel, maar hoop lê stil by sy voete. By sy voete waar waarheid oopbreek, staan 'n man met 'n helm, 'n swaard, 'n bevel. Hy's geslaan, gespyker, gespot, maar toe hy sterf en die grond beef onder skuld, het selfs Staalhart begin glo. Waarlik, hy was die seun van God. By sy voete staan ons ook, met skuld, met vrae, met gebroke liefde, en hy sien en vergewe. By sy voete is ons tuis. Kom ons staan saam, dan worship ons. Om die een wat oorwin en red, bring om die eer, ons redder en Heer. Sy woord is die waarheid wat tyd deurstaan, sy lig lei waar liefde en vrede gaan, bring om die eer, ons redder en Heer. Verheerlik nou die naam. Sing nou saam. Vaardig is die Lam, vaardig is die Lam. Daar is geen
amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Rules the nation with truth and justice, shine like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who conquered the grave. Worthy is the Lamb who
deel van ons aanbidding is dit ook nou tyd vir finansiële bydrae. Hier's kruike voor, kruike agter. Ek dink ons moet dit ook sien as deel van om die Here te eer vir sy goedheid en sy voorsiening in ons lewens. Dankie, julle is welkom. Ons sien vandag kruise reg rondom ons en soms sien ons kruise as juweliersware. Vandag het van ons, het ek gesien, ook juweliersware aan kruise in die vorm van 'n kruis. En baie keer is kruise ook ornamente by ons huise. In van ons huise is daar kruise teen die muur of in die tuin. En ons het onlangs ook hierdie kruis opgesit, ook in ons ervaringstuin hier by Kruik. Maar in die 1ste eeu was 'n kruis nie 'n ornament nie. Dit was nie juweliersware nie. Maar die kruis was vir die Romeine 'n dodelike moordwapen. Die Romeine het veral 3 maniere gehad hoe hulle mense tereggestel het wat dit gewaag het om teen die regering op te staan. Hulle sou iemand lewendig brand. Hulle sou 'n persoon letterlik in stukke opkap, hulle liggaam, en dan sou hulle mense kruisig. Nou geskiedskrywers sê vir ons dat as jy gehoor het in die 1ste eeu dat jy gekruisig word, sou dit vir jou beter gewees het om jou eie lewe te neem. Maar om nie deur daai brutaliteit van die kruis te gaan nie. Want die Romeine het die kuns van marteling vervolmaak. Wat is die doel van marteling? Marteling het een groot doel, dis om jou te verneder en om jou 'n stadige dood te laat sterf. En dis wat presies gebeur het met kruisigings. 'n Kruisiging het normaalweg oor 'n paar dae verloop. 'n Persoon wat aan 'n kruis gehang het stadig gesterf. Sy organe het een vir een opgepak oor dae. Niere, longe, en uiteindelik het die hart gaan staan. Dis in daai verloop van dae waar so 'n persoon ook heeltemal net beheer oor hulle liggaamsfunksies verloor het. Jy kan dink hoe dit moes gelyk het rondom 'n kruisiging. Hoe dit geruik het, die reuke van 'n kruisiging. En daarom het meeste mense 'n kruisiging vermy. Hulle wou nie naby 'n kruisiging wees of dit aanskou nie. En vandag staan ons stil by Jesus se kruisiging, 9:00 die oggend op die Vrydag, waar hy wreed ook aan so 'n kruis sterf. Jy sien in die 1ste eeu ook het 'n kruis normaalweg, jy's gekruisig en jy's min of meer 'n meter na 'n meter en 'n half bo die grond opgehang. Nie so hoog soos ons baie keer op film sien nie. Ons weet ook Jesus was nie te hoog opgehang nie. En daar's verskeie redes hoekom ons dit kan aflei. Ons lei dit af uit die gesprekke wat hy gehad het met mense wat gestaan het by die kruis, die hyssop takkie waarop daar vir hom ook suurwyn oorhandig is. Iemand is laag gekruisig en daarom in die nag, wanneer so 'n persoon oor dae aan 'n kruis gehang het daar wilde diere gekom. En die wilde diere sou ook iemand wat in 'n kruis hang kom aanval. Die brutaliteit van 'n kruis. Jesus hang aan hierdie kruis. Dis aan hierdie kruis waar hy ons verlosser is. Waar hy jou en my redder is. Waar hy vir ons sê, as gevolg van sy dood, kan jy en ek in die regte verhouding met God staan. Daar's genesing vir ons op elke vlak van ons menswees. En dis op hierdie Vrydag waar die kruis ook vir hom sy troon word. Waar ons hom kroon, nie net as redder nie, maar as koning. En ek wil jou vanoggend nooi, ons gaan hom ook vanoggend aanbid. As ons redder, as ons verlosser, maar bovenal vandag, as ons koning. Kom ons staan en ons aanbid hom. Kom ons staan.
Death had claimed its victory. The King of love had given up his life. The darkest day in history. There on a cross they made for sinners. For every curse his blood atoned. Final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake, and the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roared.
gemaklik is daarmee, kom ons sing hierdie koor weer. En ek wil jou vra, kom ons lig ons hande in die lig vir ons koning Jesus. En kom ons prys sy naam en kom ons kom worship hom vir die koning wat hy is. En vir die redder wat hy vir elkeen van ons is. So kom ons doen hierdie koor weer. Sit. As deel van die kruisverhaal lees ons 'n gedeelte opgeskryf in Markus 15 wat die volgende sê: 'n man met die naam Simon wat van Sirene afkomstig was, kom toe juis buite die stad af by hulle verby. Hy was die pa van Alexander en Rufus. Die soldate kommandeer toe hom toe om op Jesus se kruis te dra. Simon van Sirene, 'n man wat kom uit Noord-Afrika uit, hedendaagse Libië, bevind homself in Jerusalem, waar hy waarskynlik die Pasgafees bygewoon het. In daai tyd in die Pasgafees van die Joodse fees wat gevier is daar verskillende mense van verskillende lande wat ook gekom het om hierdie fees juist te vier in Jerusalem. En so sien ons waar Simon waarskynlik, soos die teks ook sê, net verbygegaan het daar. Hy het dalk nie eers geweet wie Jesus is nie en waaroor die oproer daar gaan nie. Maar hy bevind homself waar Romeinse soldate hom dwing, hom sê, jy kom, dra hierdie kruis. Want jy sien, Jesus was op daardie stadium by 'n plek waar hy al reeds so gemartel is, soveel bloed verloor het, dat hy nie meer lewenskrag gehad het om hierdie kruis te kon dra nie. En daarom Simon ingetrek om te kom help. 'n Vreemde man van buite af, wat net aan die verbygang is. Maar ironies genoeg dat juis hierdie vreemde man die naaste aan Jesus se lyding is. Man wat die kruis voel, waarskynlik van Jesus se bloed wat op hom ook gesmeer het. En hy sien hoe van naby af, van 'n kort afstand, hierdie Jesus wat op pad is na die heuwel van Golgotha toe. Ek kan nie anders dink as dat hierdie gebeurtenis waaraan Simon blootgestel word, onvermydelik gebrandwerk was in sy lewe, dat hy nooit sou vergeet het wat daar gebeur het daai dag nie. Dat het 'n indruk of impak gehad het op sy lewe, onvermydelik. 'n Gedwange bystander, so naby aan Jesus. Vandag praat ons ook oor die kerktradisie wat vertel dat hierdie Simon van Sirene ook 'n volger van Jesus later geword het in hierdie tyd, en dit word ook bevestig deur die feit dat jy sy twee seuns se name, Alexander en Rufus, ook genoem word in die stuk. En interessant ook dat Paulus in die sendbrief van Romeine 16 vers 13 dan verwys hy ook 'n man met die naam Rufus. Die kans is groot dat hierdie manne, hierdie twee seuns, prominente figuur in die vroeë kerk was. So vandag is die vraag, wat kan ek en jy
leer van 'n gedwonge bystander, van Simon van Sirene. Eenvoudig dit, dat ek en jy elke dag beskikbaar en gereed sal wees om deur die Here gebruik kan word. Dat Simon, alhoewel hy plek was waar dit ongesiens was of ongewens was, hy daardie kruis opgeneem het, gedra het, homself beskikbaar gemaak het as deel van die kruisverhaal. Jy sien dat ek net besef dat Jesus Christus juis vir ons die voorbeeld kom stel het by die kruis van wat is diensbaarheid, wat is oorgawe. Hy echo die woorde ook in Matteus 20 vers 26-28 wat Jesus sê, maar onder julle moet dit heeltemal anders wees. Wie onder julle 'n leier wil wees, behoort julle diensknegt te wees. Net so ook het die Seun van die mens nie gekom om gedien te word nie, maar om diens te lewer en boonop my lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Jy sien die kruis van Jesus spreek van God, die Seun van God, wat homself diensbaar kom maak het vir sy Vader se wil, maar ook vir ons as mens. Een wat kom dien het, wat beskikbaar was, om te sê, Here, Abba Vader, laat U wil geskied in my lewe. Vandag is hierdie kruis ook 'n uitnodiging vir jou en vir my om te sê, gaan ek en jy ook beskikbaar en gereed wees om deur die Here gebruik kan word. Eintlik los dit ons by 'n kruispad vandag. Die kruispad is die volgende. Kies ek en jy om net 'n passiewe toeskouer te bly, of gaan ek en jy 'n beskikbare deelnemer wees in God se koninkryk? Daar's nie 'n middelweg nie, dis een of die ander. En mag ek en jy vandag sê, Here Jesus, U die voorbeeld kom stel vir my. Ek sien hoe man Simon homself beskikbaar gestel het. Vandag vat ek die uitnodiging om te sê, Here, meer as ooit, tydens hierdie Paasnaweek maak ek myself beskikbaar, sê Here, ek is gereed, ek is beskikbaar om U gebruik te kan word. Ons gaan 'n lied saam sing vandag wat juis ons 'n geleentheid gee om te kan reageer op hierdie uitnodiging. Ek wil nooi hom saam met my te staan. Sing ons hierdie lied saam vandag. Narrow as the road may seem, I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every piece. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. Here I am with open hands, counting on your grace again. Less of me and more of you. I just wanna see you move. I hear you call, I am available. I say,
Vanoggend staan ons stil by die mees hartverskeurende oomblik wat 'n moeder moes deurgaan. Ons kyk na die stille figuur van Moeder Maria wat by die kruis gestaan het. En ons lees uit Johannes 19 vers 25 tot 27. By die kruis van Jesus het ook nog sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar by haar staan, sê Jesus vir haar, daar is die seun. En daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in die huis geneem. Tydens die kruisiging staan Maria daar. Sy kyk hoe haar seun moet ly. 'n Moederhart breek op daai oomblik. En daar's vir my 3 goed wat uitstaan in hierdie vers van Maria en Jesus. Maria het by die kruis gestaan, sy was teenwoordig, sy was daar. Sy het nie weggedraai of weggehardloop nie, maar in vandag se tyd in ons wêreld sal ons maklik wegdraai of weghardloop wanneer daar pyn en lyding is. Nou, Maria het ware moed gehad. Ek is seker dit was diep ware liefde, om dit te sien wat met haar seun, haar enigste seun, gebeur word. Nou, hoeveel van ons kan vanoggend sê dat in sulke dapper liefde is ons teenwoordig in lyding? En dan ook wat vir my uitgestaan het, is haar pyn van haar moederhart. Niemand verstaan hierdie pyn wat hierdie moeder moes deurgaan nie. En as jy vanoggend moet dink, jy wat 'n ouer is, as jou kind aan hierdie kruis moes gewees het, hoe sou jou moederhart gevoel het? Om jou kind te sien sterf, om jou kind te sien ly, en hy was bespot, Jesus was bespot, hy was gemartel, en daar staan Maria. Maria staan daar en sien dit wat hulle aan haar seun doen. Maria kon nie Jesus se kruis vir hom dra nie. Sy kon nie sy wonde genees nie. Sy kon net daar vir Jesus wees. En partykeer is dit al wat ons net kan doen, is om daar te wees. In pyn, in lyding en vir mekaar. En dan ook nog 'n ding wat vir my uitgestaan het is, Jesus dink nie net aan homself toe hy in die kruis was nie. Hy het aan sy ma gedink, maar ook aan ons, absoluut aan ons eerste en sy ma. Hy het vir sy ma uitgekyk. En hoe ongelooflike seun was Jesus nie. Nog voordat hy aan die kruis gehang het, het hy gereël vir haar versorging. Hy het vir sy geliefde disipel gesê, vat my ma in, sy is nou jou moeder. Hoe amazing is dit nie, dat die versorging al klaar daar wees. Jesus het gedink aan ander, en ook aan ons, tydens sy lyding. Dit sê vir my iets moois van Jesus se karakter, dat in sy diepste pyn, is daar steeds sorg vir ons. Daar is steeds liefde, en dat ons nie alleen is nie. En Maria se pyn herinner ons vanoggend, dat daar plek is, by rou, by die kruis. Daar's plek vir jou rou. Daar's ruimte vir ons gebroke harte. Die kruis is nie 'n plek van oordeel nie. Dis 'n plek van liefde, van teenwoordigheid, van sorg. En miskien sit jy hier vanoggend, hierdie koue oggend wat ons vandag beleef in Secunda, en jy voel vanoggend soos Maria, magteloos, seer, alleen. Maar weet dit, Jesus sien jou raak. Hy het nie 'n bril of kontaklense nodig nie. Hy sien jou. Hy het aan jou gedink, ook toe hy in daai kruis gehang het. En ek wil afsluit met, mag ons soos Maria wees vanoggend. Mag ons getrou wees aan die einde, en mag ons soos Jesus wees, vol liefde, selfs in ons lyding.
Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Would you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? That you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? The sleeping child you're holding is the great I am. Tydens Jesus se kruisiging, die oploop na sy kruisiging, is daar een persoon waarna ons kyk, maar ons staan nie baie by hom stil nie, en dit is die belydende soldaat. Iemand wat die heel dag saam met Jesus spandeer het. Iemand wat geweet het waardeur Jesus gaan, want hy het bepaal waardeur Jesus gaan. Hierdie offisier was eintlik 'n hartelose soldaat gewees. Iemand wat bepaal wat gebeur volgende. En soos wat ons hierdie lees en as ons kyk waardeur Jesus gegaan het, kan ons saamstem dat hierdie ou het gruisame dade geëksperimenteer mee. As ons net lees waardeur Jesus moes gegaan het, sien ons dat dit is menslik onmoontlik om deur dit te gaan. Jesus was in die nag gearresteer, geboei, geslaan, gespoeg, gespot. Hierdie ou het elke liewe deel van dit het hy goedgekeur. As ons moet kyk na net hoe Jesus geslaan was met die sweep, sê hulle baie keer het die sweep, het hy of beenstukkies ingehaat of metaalstukkies en dit het op Jesus se rug geval, sy vlees gesny. Ek wonder hoeveel van Jesus se bloed het op hierdie soldaat gespat. Dink ons kan dalk sê hy het selfs gelag oor wat gebeur het. Hy was hartloos. Hy was hard. Maar ons sien in Lukas 23 vers 44 sê dit die volgende: Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Soos Ewald genoem het, die mense het naby gestaan. Ek wonder, so ek
sien dit as 'n prentjie en ek wonder hoeveel van Jesus se spoeg het dalk op hierdie soldaat geval. Here, ek gee my gees oor en hierdie soldaat het dit gesien. Na hierdie woorde het hy sy laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het hy geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Hierdie soldaat het tot 'n besef gekom dat hierdie Jesus is onskuldig en dit wat ek alles aan hom laat doen het, verdien hy nie. Ek en jy kan onsself vereenselwig met hierdie soldaat. Daai doelbewuste besluit wat ek en jy maak om te sondig, is 'n hout teen Jesus se rug. Daai keer wanneer ons daai stemmetjie hoor, moet dit nie doen nie, en ons besluit om dit te doen, is die spies in Jesus se sy. Wanneer Jesus dors was, en hulle gee vir hom asyn, is wanneer ek en jy kies om ons rug op Jesus te draai en te sê, maar ons weet beter. Maar sien, baie keer bly ek en jy daar staan. En ons vergeet dat Jesus ons nog steeds uitnooi om in 'n verhouding met hom te staan. Jesus het gekies om deur hierdie marteling, hierdie gruisame gebeurtenis te gaan, want hy het ons lief. Hy koop vryheid vir ons. As jy navorsing gaan doen oor hierdie soldaat, sê hulle maar dat hierdie soldaat is in daai oomblik in die Christelike familie ingeneem, want hy het met sy mond en sy hart bely dat Jesus was onskuldig. Hy is die verlosser. En dis die uitnodiging vandag ook. Julle het spykers gekry toe hulle by die deur ingegaan het, en kyk na hierdie spyker, besef dat hierdie spyker het vir Jesus aan die kruis gehou, sodat ek en jy vandag in 'n verhouding met Jesus mag staan. Mag die nagmaal wat ons nou gebruik nie net 'n gewoonte wees nie, maar mag vandag se nagmaal ons harte sag maak. Ons weer by Jesus uitbring. So wanneer ons nou nagmaal gebruik, mag ons herinner word aan elke hou wat Jesus deurgegaan het, sodat ek en jy vandag hier kan sit. Dalk moet jy weer vandag stil raak en op 'n plek kom en sê, Here, U is werklik koning. Jesus hou nie die houe wat ons vir hom gee teen ons nie. Hy steek sy arms uit en hy sê, my kind, ek het vir jou gewag. So ons wil jou uitnooi om vandag nagmaal te gebruik. En wanneer ons nou hierdie houe teen die kruis hoor, mag ons nie skuldig voel nie, maar mag ons vry voel soos hierdie soldaat om te sê, Here, U is werklik koning. Ons nooi julle uit om nou saam nagmaal te gebruik. Between my fingertips, I fit in the garden. I've denied you with my very lips. God, I fall down to my knees with a hammer in my hand. You look at me, arms open. Forgive
could have been 6 feet under. I could have been lost forever. Yes, you'll be in that fire, but now there's fire inside of me. Here I am, a dead man walking. No grave's gonna hold God's people. All the weight of all our evil lifted away, forever free. Who could believe? Who could believe? Forgiven, forgiven. You love me when I don't deserve it. Forgiven, I am forgiven. Jesus, your blood makes me innocent. So I'll say goodbye to every sin. I am forgiven. I am forgiven. I am forgiven. Forgiven, forgiven. Child, there's freedom from all of it. Say goodbye to every sin. You are forgiven. You are forgiven. You are forgiven. Ek wil jou nooi om hierdie spyker wat jy by die deur ontvang het, ook nou in jou hand te neem. En ons sien daar's verskillende reaksies by die voet van die kruis. Kan jy dink dat 12:00 die middag, en ek wil jou nooi om vandag 12:00 hieroor te dink, 12:00, dat dit pikdonker is vir 3 ure in die middel van die dag, tot 3:00 die middag, wanneer Jesus sy laaste asem uitblaas. As ons lees oor die skepping, dan lees ons daar was donkerte oor die aarde. En wanneer daar weer herskepping plaasvind, gebeur dit uit donkerte. Dis asof God die hemelkrag afsit. Een skrywer sê, the sun cannot shine when the sun dies. En nou staan jy en ek in hierdie donkerte by die kruis en die vraag is, hoe gaan ons reageer? Ons het gehoor van Simon wat die kruis dra, van 'n hartverskeurde moeder en van hierdie belydende soldaat. Maar daar was nog mense om die kruis. Wat was hulle reaksie? En ons lees in Lukas 23, al die mense wat saamgedrom het, om na hierdie skouspel te kyk, en gesien het wat daar gebeur het verslae huis toe gegaan. Maar al Jesus se vriende, ook die vroue, wat hom van Galilea af gevolg het op 'n afstand bly staan, en het al hierdie dinge gesien. Hoe gaan jy en ek vandag reageer? En ek wil jou 'n paar opsies gee. As jy vandag hier sit en jy het nog nooit jou lewe oopgemaak vir Jesus Christus nie, hy is nie Here van jou lewe nie, maar jy wil vandag daai besluit neem, sal dit so groot voorreg wees om saam met jou te bid. Van ons bedieningspersoneel gaan hier voorsit, en soos wat ons vandag, is jy so welkom, ons wil graag saam met jou bid. Ons gaan Sondag, gaan ons die opstanding vier, jy kan dit nie mis nie. En met opstanding Sondag het ons ook 'n doopgeleentheid, en as jy hier sit en jy is nog nie gedoop nie, wil ek jou nooi, dalk is dit Sondag jou oggend om gedoop te word. As jy gedoop wil word, en jy nie hierdie week by die doopgesprek was nie,
maar vandag dit besluit, nooi ons jou dat wanneer ons vandag, jy sal uitbeweeg en Ruben gaan ons ontmoet in die klein teater, net oorkant hierdie teater. Hoe gaan ons reageer vandag? Dalk het jy nodig om môreoggend vroeg 7:00 by ons klipkerk te wees. Want Saterdag is dit tussenin dag. En hier so baie van ons wat 'n tussenin seisoen van ons lewe beleef. Van waar iets sterf en 'n nuwe moet aanbreek, maar ek is in hierdie seisoen van onsekerheid en dis waar Saterdag ons ontmoet. Ons gaan jou ontmoet môreoggend 7:00 en dit is net 45 minute waar jy 'n handleiding gaan ontvang en self op jou eie tyd deur 'n begeleide gebed gelei word. Ons gaan hierdie byeenkoms vanoggend afsluit en ons gaan onsself sit by sy voete. Ons gaan kyk na die kruisiging. En net vir die van ons wat dalk klein kinders by ons het vandag, daar gaan geweld ook wees in hierdie klip. Gebruik jou diskresie, jy ken jou kind wat langs jou sit of by jou sit, wat hulle kan sien of nie kan sien nie. Maar ons gaan vandag dit beleef, iets daarvan beleef, wat by die kruis beleef is. En nou gaan ek jou nooi, ons gaan daarna niks verder sê nie, maar ons gaan in stilte uitbeweeg, soos hierdie verslae skare. En jy is welkom om dan na die tyd in die mall area en in die kafee area saam te ontmoet, waar ons heerlik gaan saam kuier. Maar kom ons sit onsself ook nou vanoggend in die plek by sy voete, by die kruis. Kom ons kyk nou.